Goeiemiddag. Ja, dit was lanklaas sedert ek laas 'n video op YouTube gesit het. My rekenaar se harde skyf het gegaan en toe moes ek dit eers laat vervang en van voor af Microsoft en Windows en al wat 'n ding is op my rekenaar installeer. En net toe ek gedink het ek wil nou my meer gereeld YouTube video's opsit, toe kom die tegnologie en werk nou teen my. Nou, dit is omtrent soos 'n vrou wat kar bestuur. Ek weet niks van 'n engine af nie, maar ek weet hoe om in te klim en net op te begin ry. En dis omtrent dieselfde met my rekenaar ook. Ek is nie goed met sagte ware installasie en om alles weer up and running te kry nie. So alles is nou nog steeds nie eintlik reg nie, maar toe het ek besluit, goed, kom ek maak nou weer 'n video met my selfoon. Ek wil graag die radio-uitsendings opneem en daarvoor het ek my rekenaar nodig sodat ek dit hier op YouTube kan sit. Andersins kan jy net inskakel op Radio Roepsyn. Dit is internetradio, so jy tik in jou browser Radio Garden en dan gaan hy vir jou so aardbol wys. Ek het hom op my rekenaar. So hy werk lekker om deur die rekenaar te speel. So dan kom daar so 'n aardbol op en dan links onder in die skerm is daar daai search of dan nou vergrootglasie. Dan tik jy daar in Roepsyn, dan sal jy sien beweeg die aardbol na Suid-Afrika en dan nou na die Noord-Kaap waarvan of ons uitsaai in Appington. Jy kan enige radiostasie in die wêreld op daai manier luister, Radio Garden. Dan, wat lekker werk op 'n selfoon, is Radio ZA. As jy in jou App Store gaan kyk, Radio ZA het so 'n klein desk radiootjie, soos 'n oudtydse desk radio, met die Suid-Afrikaanse vlaggie onder dit, en dan kan jy dit op jou foon installeer, en binne in die app tik jy Roepsyn, en dan kan jy ook so na ons luister. Gister het ek gesels met Ida Greef Leroux. Sy is 'n geakkrediteerde, geregistreerde dokter en dit beteken sy mag wettig medisyne maak, of dan nou tradisionele medisyne, en sy het spesifiek gepraat oor die eienskappe van cannabis. Nou die informele naam vir cannabis natuurlik is dagga, en ek sê dit klink so 'n bietjie platvloers, so ek hou daarvan om daarvan te praat as cannabis. En dit sy met ons gedeel hoe sy te werk gaan, haar agtergrond en hoe dit gekom het dat sy besig is daarmee. Nou 'n ruk terug het ek gesê nie, 'n ruk terug eintlik nie, in my onlangse video's het ek gepraat van die verskriklike hoofpyn waarmee ek loop vir 2 jaar nou al. En uiteindelik, nadat ek nou 'n tweede opinie gekry het by nog 'n neuroloog, het ek en hy saam besluit ek moet afgaan van my voorskrifmedikasie. En ek het, kom ons begin by die begin. Ek het na ons tweede kind se geboorte, het ek na geboorte depressie opgedoen, wat gepaard gegaan het met angs. En dit was ook in die tyd dat ons boubesigheid verloor het, en kort voordat ons Kongo toe was. So alles in daai tyd het my heeltemal oorweldig, en toe is dit toe ek nou die eerste keer begin angstig geraak en depressiwiteit ervaar en so aan. Hulle sê mos depressie is eintlik jou liggaam en jou siege wat reageer wanneer dinge te veel is, wanneer jou wese, kan ek nou maar amper sê, nie kan absorbeer of verwerk wat besig is om te gebeur nie. Nou ek kan nogal kon daarmee vereenselwig. Dit is asof jou brein net shut down en alles wil uitblok en dan in 'n soort van 'n mode ingaan wat jy gaan nie vorentoe nie, ook nie agtertoe nie. Soos hulle nou deesdae sê, fight or flight mode. Ek verstaan dit nou nog nie heeltemal nie, maar kom ons sê dit nou maar daai jy so tussen die hel en die diep blou see, kan ek nou maar eintlik sê. So in my boek Bonjour Boervrou brei ek ook uit daaroor. En in elk geval, dit was 15 jaar terug, toe ek begin met antidepressante en medikasie vir angs.
Toe het die dokter vir my gesê, ek sal dit waarskynlik vir my hele lewe lank gebruik, want my ma is ook 'n depressieleier en 'n mens raak nooit eintlik ontslae daarvan nie, jy moet maar altyd medikasie gebruik. So het ek nou vir 15 jaar aan een medikasie gebruik, dit was goed vir my, dit het gewerk, ek het nie klagtes daaroor nie. Nou soos met enige ander medikasie, is daar neeweffekte, daar is vir alles neeweffekte. En toe het dit 'n punt begin bereik waar ek nou op hierdie stadium waar ek vandag is, dink ek het dit vir te lank ononderbroke gebruik en die Europese dokters het 'n metode wat hulle noem 'n medikasievakansie en dit is wat ek nou doen. Ek typer van dit af, want 'n mens kan dit nie net eensklaps los nie, jy moet dit stelselmatig minder en minder maak oor 'n tydperk om onttrekkingssimptome te voorkom. Ek was so 3 jaar gelede, het ek ook, moes ek een soort medikasie los, en ek het verskriklike onttrekkingssimptome gehad wat aaklig was. So, mens moet seker maak by jou dokter, hoe is die beste metode om die medikasie minder te maak, en jy moet geduldig wees met jouself, jy moet nie haastig wees daarmee nie. So, dit is waarmee ek nou op die oomblik besig is, en so het ek toe nou met Ida kontak gemaak, die geregistreerde tradisionele dokter, en sy het toe nou op die radio vertel, baie interessant, dat sy as kind gesien het hoe hulle werker, Pita het hulle hom genoem, het hy vir haar oupa en ouma so 'n bruin papiersak gebring, met teeblare in, of blare, of plantagtigheid, en daarmee het haar oupa vir haar ouma tee gemaak, met skaapvette in. Nou, dink jy vandag, as jy nou hoor, dat hierdie plantvette, of dan is diervette, nou so goed is vir jou, botter, room, en so aan, dat dit nou 'n nuwe ding is, maar dit kom al oor baie jare. En as jy na Ida se onderhoud geluister het, sy het vertel, dit was al in die vroeë 1920s, 100 jaar gelede al, het cannabis voorgekom in sekere soorte medikasie, en dit het baie goeie eienskappe. En dit ek nou besluit om van hierdie CBD druppels te begin, as alternatief vir die antidepressante of dan nou die angsmedikasie, en ek kan eerlikwaar sê, sover gaan dit baie goed. Nou, wat die hoofpyn aanbetref, dit gaan al baie beter. Ek dink, dit was definitief een van die medikasies wat die hoofpyn veroorsaak het, so lyk dit vir my op hierdie stadium. En ek kan wat die hoofpyn aanbetref regtig sê, dit gaan baie beter. Hy is nog gevoelig, partykeer hier en daar wil die hoofpyn nog terugkom, maar ek glo ek is oor die ergste, en dit sal iets van die verlede wees so gou as wat ek nou kant en klaar is met hierdie laaste medikasie, waarvan ek nou stelselmatig aftyper. Dan, dit was wat ek nou wou vertel het oor Ida. As jy haar kontakbesonderhede wil hê, sal ek dit vir jou gee. Sy meng die cannabisproduk met spesifieke olies. Sy het gister gesê, sy het 50 verskillende carrier oils. Nou, carrier oil is maar net jou basis waarin jy die cannabis sit. So, wanneer die cannabis verwerk word, dan is die produk wat daarvan afkom baie gekonsentreerd. So dan moet dit gemeng word volgens die pasiënt se behoefte. Jy sê vir haar wat jou behoefte is. Nou, Ida het spesifiek al 'n vrou van omtrent 65 jarige ouderdom tot 70, het sy suksesvol van slaappille afgekry met cannabisprodukte. En wat ek nou wil sê oor die carrier oil is, sy gebruik kokonutolie of dan nou olyfolie, maar daar is nog 48 soorte wat sy gebruik, afhangend van wat jou behoefte is, want daai carrier oil is nie net om die cannabis te verdun nie, dit is ook, hy het ook sy eie eienskappe wat baie goed is vir jou. So dit hang af wat jy wil aanspreek, is dit slapeloosheid, is dit pyn, is dit angs, daai dinge verskil, so daarom kan jy haar kontak en spesifiek vir haar sê wat jou behoefte is, dan meng sy dit vir jou. In 'n botteltjie met 'n medisinale dripper. Nou, ek sê altyd ook op die radio, ek vrywaar myself van mediese raad en advies, moenie net blindelings gaan en doen wat ek sê nie, ons almal se behoeftes verskil.
dit is wat my eintlik so vies maak met sosiale media, veral met jong mense wat nie ondervinding het nie, wat produkte geadverteer word, en dan is dit nou vol beloftes, en op die einde van die dag werk die produk nie vir jou nie, of dit maak jou probleem wat jy het net nog erger, of dis nie volhoubaar nie, omdat dit te duur is, en mense gee nie aandag aan die basiese goed in jou lewe wat eers moet regkom nie. Heel eerstens, kom ons vat vrouens en jong meisies, ek weet ek was ook daar 20 en 25 jaar terug, wat nou wil gewig verloor. Jy moet heel eerste jou dieet aanpas. Jy moet heel eerste sorg dat jy in 'n gebalanseerde roetine is, genoeg slaap, genoeg water drink, genoegsame oefening doen. Jy hoef jouself nie half te pletter te oefen nie, jy moet net aktief wees. Nou wat sosiale media doen, is outomaties is dit soos wat die wêreld van ons verwag. Jy moet nou alles net perfek doen, en jy moet nou net hierdie produk gebruik, en dan gaan jy nou sukses bereik. Dit is nie die waarheid nie. En daar is 'n hele paar sosiale media rekeninge of accounts of profiele, wat hierdie teorieë of mites, soos hulle in Engels sê, debunk. En ek is 'n groot voorstander daarvoor, want mense raak moedeloos, hulle neem dit ernstig op, hulle hele lewe word daardeur beïnvloed, omdat hulle volg wat hier op sosiale media gesê word, en dan kry hulle nie die verlangde resultate nie. So, dit is eintlik iets waaroor ek baie lank kan gesels. Dit moet eintlik verban word en onwettig gemaak word. Maar, okay, dis nou maar net my opinie. Dan het ek nou vanoggend gesels met Esme Weiss. Sy is 'n vriendin van my, ek ken haar al baie lank. Ons het saam binneshuise ontwerp studeer, en sy het nou vanoggend so mooi gestel. Sy sê dit was baie meer 'n praktiese kursus, bedoelende jy moes fisies die goed maak. So ons het headboards gemaak, gordyne, beddegoed, tafeldoeke, you name it. Alles wat tasbaar is in 'n huis, kussings, al daai goeders. Ons het geverf, ons het verftegnieke geleer, en ook natuurlik oor die geskiedenis van verskillende modetydperke wat daar was, en so aan. Maar in elk geval, toe het ek nou met haar gesels. Nou sy het ook later in haar lewe verpleeg. Sy was 'n suster, 'n teatersuster, 'n skropsuster. Ek dink is 'n verskriklike harde werk om te doen, maar ook baie bevredigend. Ek het nog 'n vriendin hier in Appington wat ook 'n teatersuster is, en ek is altyd gefassineerd deur wat hulle vertel. En so is my vriendin nou saam met haar man in Abu Dhabi. Nou, 'n mens kry altyd 'n indruk van Suid-Afrikaners wat oor see bly, dat hulle daar is omdat hulle opgegee het op Suid-Afrika, maar dit is nie die geval nie. Baie kere doen daar 'n geleentheid homself voor dat jy in die buiteland kan gaan werk, en dan moet jy daai geleentheid vat. Die wêreld het mos klein geword. Die wêreld is al lankal baie kleiner as wat dit voorheen was, en daar is mos nou Suid-Afrikaners reg oor die wêreld. Nie dat dit vir my nodig is om dit vir jou te sê nie. Maar dit sou vir ons nou 'n klomp interessanthede vertel oor wat hulle alles doen daar in Abu Dhabi, en hoe die plaaslike mense is, en hulle tradisionele kos, en hulle manier van dinge doen, en alles wat daarmee gepaard gaan. So ek wou graag die onderhoude op video sit, sodat ek dit hier op YouTube vir jou kon sit. Maar soos ek sê, my rekenaar met die harde skyf en so aan, het nou vir my probleme gegee, en in die proses al my pogings ten opsigte van YouTube ook nou in die wiele gery. So nou is ek terug op my selfoonkamera om die video te neem, maar ek kan nie 'n video neem terwyl ek op die foon praat met iemand om onderhoud te doen nie. So nou verstaan jy my dilemma, maar ek werk daaraan. So die download is besig om plaas te vind op my rekenaar, en sodra dit gereed is, dan kan ek daai video's weer aan die gang kry. So, dit is maar wat ek graag wou gedeel het vandag, en ons het gepraat oor dit wat Esme hulle alles doen daar in die Emirate. Hulle gaan kamp in die woestyn tydens die wintermaande daar. Die winter is, sê sy, is daar so 'n maksimum van 25 grade in die dag, en dan in die somer kan dit tot 44, 45 grade raak. So dit is dan daar in die woestyn. Maar ja, dit is dan nou al bydra vir vandag. Ek hoop jy het dit geniet. Ek sal binnekort weer 'n video op YouTube laai.